Die film. En so sou sy entoesiasties, amper manies, voor die wit skerm sit en 'n stortvloed van inspirasie uittik, 'n waterval van woorde. Sy moes probeer, want wie nie waag nie, wen nie. 'n Engelse radiodrama kompetisie, nogal vir die BBC, aangepak word. Daardie storie dat jy dit vir jouself, vir persoonlike ontwikkeling doen, 'n spiere bog. Jy doen dit omdat jy wil wen, of ten minste een van die finaliste wil wees. Jy wil op daardie verhoog staan met glinsterende aandrag en 50.000 pond wen. Vir al die jare van skryf, selfdissipline in donker tye van lae selfmotivering tot 'n mate gekompenseer word. 'n groot droom bewaarheid, in realiteit gemanifesteerd sien. Maar so sou dit geheel en al nie gebeur nie. Sou daardie e-pos met die oorseese adres nooit opdaag, die hoeveelste probeerslag vir erkenning nooit tot op datum aanbreek nie. Maar 'n dromer bly 'n dromer. Is sy soos 'n kurkprop, word sy net so lank onder die ontmoedigende water van skynbare mislukking gehou, voordat daar met onkeerbare spoed na die oppervlak van oorlewing teruggekeer word. Hernieude drome hulle opwagting maak. Sy onderhandel met die een wat die storie in 'n ontvanklike skoot geplaas het, soos 'n geskenk. Here, ek sal aan u die erkenning gee, in ongemaklike onderhoude, spontane gesprekke, waar ook al, Here. Kan u my nie maar daarmee vertrou nie? Asseblief, Here. Ag Here, vir u is tog alles moontlik. En so sou die toutrek van onderhandeling vir jare aanhou, amper nimmer eindigend. Al is die siel leeggebid, sal die wanhoop telkens met die helder lig van hoop vervang word. Die dowwe oë van ontmoediging amper sonder ophou vervars word. Sien sy met die geestesoog die premier van 'n film, haar film. 'n reuse deurbraak wat die honger van 'n ontmoedigende siel uiteindelik stil. Here, net een deurbraak, net een. Hoe is dit moontlik om 'n manuskrip van etlike bladsye binne 3 dae as voltooide produk deur te lees, foute te korrigeer, verwonderd terug te staan? Hoe is dit moontlik? Hoe is dit moontlik dat 'n simplistiese storielyn so treffend, uniek kan wees? Vra die innerlike vir die self. Maar sy weet die antwoord. Hierdie was 'n geskenk. Haastige vingers, die kanaal, hoe vloeiende woorde, 'n storie met 'n triomfantelike slot, die lig
gesien het. Dalk is dit te omstrede, te eerlik, 'n vermybare onderwerp om die lig op te werp, dink sy by haarself. Daar moet mos net op blommetjies en skoenlappers gefokus word, nie op die realiteit van 'n gebroke wêreld nie. Tog kan daar oorwinning uit 'n gebroke siel, lewe gebore word. Die kern van 'n 45 bladsy manuskrip. Metafore is 'n wonderlike ding, kan aaklige protagoniste op ander wyse uitgebeeld word. Godgegewe metafore, nie self uitgedink nie. Beauty lies in simplicity. Nie alles hoef die Magnificat van Bach te wees nie. Is hierdie manuskrip die Raindrop, Suffocation Prelude van Chopin, Song from a Secret Garden, Adagio, Cantabile, Pathétique, en hordes ander met soortgelyke, simplistiese komposisie, patrone. Treffend, sielsroerend. Musiek wat sonder ophou die agtergrond gedurende die skepingsproses van skryf, vol as ook die voue van 'n verslawende musiekverstand. Hoe kan dit wees dat 'n godgegewe manuskrip tot niks kom, verniet in woorde gebare is, sonder nut op die harde skyf van 'n skootrekenaar huisvesting gevind het? En so sal die gebede tot in die realiteit gedroom word. Gesprekvoering met die een wat die gewer van elke goeie gawe is, aanhou. Sy is immers nog hier, die lug nog bewegend uit hoopvolle longe. 'n Film op 'n groot, wye skerm bekyk word. Groot, starende oë, half oop, monde